Ek weet self nie waar ek kom vandaan, waar ek gebore was nie. Ek was ook ons neeman buiteegtelik gebore. My regte ma ken nie my pa regte pa nie. Ek kom oorspronklik van Sandra af, naby van Delmas kant. My lewe het goed gegaan. Die Here het my geseën met 'n nuwe familie. Baie goed. Hulle het baie gehelp. Hulle het tot nou toe nie op moed opgegee nie na alles wat ek aan hulle gedoen het. Lewe het begin van graad 6/7 af, waar ek, kom ons sê, bietjie ongemanierd geraak het en ja, kom ons sê dit gedoen het. Eerste jaar graad 8 het ek online skool toe gegaan. Ek het op Facebook gegaan, verkeerde goed daarop gedoen. Ja. Toe gaan ek na rehab toe, want ek het, of nie rehab nie, meer soos mental hospital toe, want ek het selfharm en goed. Die Here het my daardeur gehelp. Ek het al geweet van die Here teen daardie tyd, my hele lewe lang, maar ek net gedink, hoekom moet ek glo, want hy doen al hierdie goed, hy laat slegte goed met die goeie mense gebeur, maar slash forward, ek het by School of Fire gekom. Hy het my gered van toe ek geoverdose het. Hy het my lewendig gehou. En toe ek by School of Fire aankom, sien ek al hierdie mense, ek hoor van hulle getuienis, ek hoor hoe goed hy is en dit. En dit laat my dink, hoekom draai ek dit nie? Hoekom gee ek nie 'n shot nie? Net vir die een keer in my lewe gaan ek dit 'n draai gee. Ek het altyd gesê, nee wat, volgende dag. Ek sal dit nou doen. Ek het altyd aangeskuif. Ek het altyd gesê, nee. Maar toe ek by School of Fire kom, dink ek, okay, kom ons gee 'n shot. En toe doen ek dit. En ek is nou hier, ek wil sendeling word. Ek wag net vir 'n paar goeders van my persoonlike lewe om reg te kom. En dan gaan ek sendeling veld toe. Ja, soos oom Baren vir my gesê, my naam beteken uitstaanend. En ek, soos hy ook gesê, ek kan 'n nuwe generasie begin. Ek kan my eie familie voortgaan, nuut begin. Ek wil my kinders laat 'n nuwe generasie begin, dat hulle van geboorte af Christus dadelik aanvolg en dit. Amen. Ek preek nou amper so lekker, dat ek kom 'n bietjie hier. Miskien moet ek praat. Kom ons vra 'n vraag. Kan ek oor 10 jaar terug van jou praat? Ek sou selfs daar praat dan. Kan ek oor 'n maand terug praat? Eerder nie. Nee, ek maak net 'n grapie. Ek wil vanaand vir julle sê, as Jesus jou skoon gewas het, al getuig hulle vanaand, jy sien meer 'n tikkoppie. Ek gaan nou 'n baie diep storie vertel. Die dominee sal hom Sondag regtrek. Op Groblershoop Hoop kom 'n meisietjie wat 13 is en 'n 23-jarige man slaap saam met haar. Maak 'n verhouding met haar. Hy het haar eintlik maar gevat vir 'n, hoe noem ons dit in Noord-Kaap, vir 'n one. En ek lei hierdie meisietjie na die Here toe en sy vra vir my, oom Rooyes, ons het nou die gesien op TV, toe jy bid, toe groei iemand se been. Kan ek weer 'n maagd word? En ek sê vir haar, 1 Johannes 1:9 sê, as jy jou sondes bely, hy's getrou en regverdig om jy alle sondes te vergewe en vir alle ongeregtigheid te reinig. En sy bely dit opreg. En sy gaan dokter toe en die dokter sê, hierdie meisie was nog nooit in die bed nie. Sy's 'n maagd. Nou, daardeur wil ek nou nie sê, spring Saterdag aand in die bed, Sondag wil jy 'n maagd wees, Saterdag aand. Julle hoor, ons praat nou 'n bietjie diep stories. Maar Jesus reinig jou. As jy oor die tou getrap het, moenie heeldag loop en vir 30 jaar loop, ek het 'n fout gemaak, Aanvaar jou vergifnis. Hy vat jou sondes, sê Psalm 103, soos die ooste van die weste is, en hy was jou skoon. Hoekom wil jy jouself aankla en jouself sleg maak? So, kom oor dit, kry klaar met dit, en lewe in 'n nuwe lewe. So jy te praat oor. Ja, hallo almal, ek is Tia Barnard, ek kom van die Weskaap af. Ja, ek was ook 'n buiteegtelike kind. Ek het in graad 7 eers daaroor uitgevind, soos ek het eers
toe het ek 'n foto gevind van my ma en hierdie random ou. En toe vra ek daaroor en toe kom ek agter, hoorie maar my pa wat ek altyd geglo het is my pa is nie my regte pa nie en dit het my so downhill laat gaan. Ek het laas jaar het alles begin. Ek het baie met seuns rondgegaan. Ek het gaan partytjie, ek het gedrink, ek het gerook, the works. En dit vir omtrent die hele jaar so aangegaan. En hier einde laas jaar toe vind my manne van alles uit en ek het 2 opsies gehad en ek hoor van 'n plek School of Fire en ek het daar aangekom, ek was baie stil, teruggetrokke persoon, ek het baie aan depressie en angs gelei en dit vir 'n hele ruk so aangaan dat ek steeds angstig is oor alles wat ek doen, ek het alles gedoubt wat ek doen en toe kom ek agter, hoekom gee ek dit net nie als vir die Here nie, want wat baat dit my, ek hou alles terug in my en ek prop dit op en ek praat nou en dan hier en daar met mense as ek forceer word, maar dit help my steeds nie. En 'n paar weke terug en toe het ons hierdie worship aangegaan en ek het gedink, okay, kom ek gaan maar want ek het niks die aand om te doen nie. En daai aand ek het alles net verloor, ek het alles laat gaan, ek het met die Here begin praat en ek het net alles vir hom vertel en ek weet hy weet soos alles in my lewe gebeur het, maar die ding is, jy moet steeds soos, alhoewel die Here weet, alles in jou lewe aangaan, al jou denke, wat in jou hart en so, jy moet steeds kan opstaan vir dit en vir hom sê, hoorie, ek het dit gedoen, ek vra om vergifnis. Alhoewel hy jou klaar vergewe het, dit is steeds daai van jy moet opstaan en sê, hoorie, maar ek het dit gedoen. En ek het alles vir hom gesê, ek het regtig net my hart uitgepraat en van daai dag af, ek het so vry gevoel, ek het geen meer laste op my nie, ek worry nie meer oor so baie goeders nie, soos onnodige goeders, en die Here is regtig net goed, soos ek voel, hy het daai kruis wat ek gepak het, vol goeders, vol onnodige goeders, hy het al daai laste van my kruis afgehaal, en nou stap ek soos 'n oorwinnaar, en ek verkondig die woord van die Here. Hierdie ou het in 2016 by my gekom. Nou, ek weet hy kort net 'n eksersis. En hulle het nou net iemand gesien wat, as jy oud is, hoe jy gaan lyk. Maar okay. Hierdie ou het in 2016 by my gekom. Is hy 'n kardief hier by Brits. Is hy 'n kardief wat karre steel. Hy was 'n gunsmokkelaar en 'n satanis. En in 'n oomblik het Jesus sy siel gered. En stap hy regtig 'n mooi pad, meneer. Maar net, jy het regtig net 'n minuut om te bemoedig almal. 'n minuut om te bemoedig. 'n Hartlike goeienaand julle. Dit is vir my 'n voorreg om graag hier saam met julle te deel. My naam is Stefan Visser, soos julle gehoor het, en ek deel vandag graag met julle 'n stukkie wat die Here die laaste rukkie op my hart deel. En dan Genesis 22 openbaar God homself aan Abraham as Jehovah Jireh. En as ons dit gaan kyk, beteken dit is die God wat voorsien. En in Exodus 17 vers 15 openbaar hierdie God homself as Jehovah Nissi, God ons oorwinning, God ons banier. En daar's hierdie een stuk in 2 Samuel 5 vanaf vers 16 waar die Filistyne uitgevind het dat Dawid is gesalf tot koning. En hulle is nie baie gelukkig oor hierdie ding nie, en hulle stuur hulle manne om Dawid hulle te gaan haal, en Dawid kry hulle self op 'n plek met die naam Spooklaagte. Verstaan jy? Nou enigiets in my gedagte sê vir my, as ons op 'n plek van laagte is, klink dit nie vir my 'n plek van oorwinning nie. En hy bid die Here en sê, Here, moet ek hierdie juk agterna sit? En God sê vir Dawid die volgende, hy sê, gaan, want ek het jou reeds die oorwinning gegee. En in 2 Samuel 5 vers 20 openbaar God homself as die God van die deurbrake.
Daar waar hy op sy laagste was en nie geweet het wat om te doen nie. Daar waar hy nie besef het na wie toe om te gaan anders as God nie. Hy het besef sy manskappe, sy familie, sy kerk, sy boetie of sy sussie kan hom nie red nie. Daar was een God, die God van die deurbrake. School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sendeling wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sendeling te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansori Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou. God gee 'n deurbraak. Ons is in oorwinning. Ons moet dit so leef. As jy so loop leef, lewe jy in oorwinning? Nee man, die Israeliete het 40 jaar in die woestyn getrek omdat hulle gekla het. Hou op kla en sien 'n bietjie die goed in die lewe raak. Hierdie ouetjie toe hy gebore word in Kempton Park, toe hoor hy die dag toe sy ma daar lê en hy word gebore, toe hoor hy tip 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 tip. It's a bietjie tougher. Was dit vinniger? Tip 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 tip. So. It was a freeway. Freeway. Ja. Hierdie ouetjie is gebore onder 'n brug op bokse in Kempton Park. Sy pa en ma is nog op die straat. Hy het nooit gaan dwelms doen nie. Hy het nie sy omstandigheid gevat en dit gaan die sonde gaan najag nie. Eers op 7 het 'n Christen by hulle op straat gestop en gesê, kan ek help? Ek dink dit is nogal 'n klag dominee tussen die ons klomp. As jy vat 7 jaar loop die pa en ma's met die baba op en af. En hulle weet nie. Maar ek wil net graag eendag by jou weet, maar jy kan net hallo sê, die boks wat jy opgebore was, wat se tipe, was dit Zumba of? Nee, I don't know. You don't know? No. Okay, sê vir hulle ietsie lekker. Wees wild vir Jesus. Amen. Maar luister hier. Please man. Stop now to ask telephone numbers of girls. This morning you show me 16 numbers. Luister. Hallo, het hy jou nommer ook gevra? This morning you show me 16 numbers. You must genuine end up. This is on TV, no? Ja, it is on TV. Okay, sit. Mense, hier is 'n voorbeeld van 'n straatkant. Wie ek vra vir hom as jy Kentucky geryk het, jy lus kry, sê nee, want ons is nie bevoorreg om dit te gee te. Maar as hulle Astrom uitpak, het ek opgewonde geraak wat daarin was. So, hy's nog nie oor dit daar by School of Fire. Wag hy tot ons klaar geëet het, as ons in die Astrom gooi en dan kry hy sy porsie. Ons maak net 'n joke. Weet jy wat? Lag oor die verlede. Lewe in oorwinning, man. My toilet wat ek gesit het daar. Weet jy, party daar, ons is so arm, ons stuur toiletpapier nie. Dan moet ek vir my 5 klippe optel buite. Ek het altyd klippe opgetel. As jy sagte een optel, kom jy nie heel lekker skoon nie. Nou moet jy nog 'n klip optel wat so half skurverig is. En dan gly jou vingers. In daai tyd, ja, toe maar kom ek los nou die inside information. Anders kom uit vandag hier. Hierdie ou. Hy was 'n paaldanser. Hierdie ou. Het nooit gedrink nie. Het nooit, amper wil ek sê, gevloek. Jy het eintlik gevloek. Het jy al gevloek? Ek weet nie, wat sien jy as vloek? Maar hy het nie gerook nie. Dominee, dis nou weer myne, wat by my groot geraak het. Maar weet jy wat? Toe hy 2 weke oud is, toe wil ek hom en sy ma doodskiet, toe hardloop sy met hom weg. So ons het maar 'n rowwe tyd gehad. As ek altyd gestort het, het ek nooit my oë toegemaak nie. Ek kyk, daai jaar is shampoo het nog gebrand ook die oë. Ek kyk, want ek was bang my vrou skiet my onder die stort. Ek het stout gewees. So,
Maar weet julle wat is lekker? En ek wil vandag vir julle sê, seuns, dogters, gaan vanaand en stuur vir jou pa, ma of wie daar is in die familie, oom, tannie, oupa, ouma, 'n boodskap en sê ek waardeer wat julle doen. Ek en hy, Satan wil hom doodgemaak het. Ek was hard op hom toe hy begin het leer het vir pastoor. Maar weet jy wat, ek wil vanaand vir julle een ding sê. Ons het nou 2 keer wat ons saam gaan kinders red het in Oekraïne. Dan hardloop ons tussen daai bomme deur. Nogal met sports. Hy vat 'n revenge op my. Hy gee my een van daai, julle kan gaan kyk op YouTube wat vir film is. Hulle skiet met AK's om ons, so die turre is, of die Russe is naby. Luister, hy gee vir my 'n hoed wat hy kan toemaak die streppie. En toe ek eers in die ding is, nou hardloop ek, julle moet my foto gaan kyk, ek lyk soos hierdie 1939 world veterane met die hoed, maar in elk geval. En weet jy wat? Hy gooi my daar agter in 'n ambulans, laat ek nie kan sien nie, en die bomme val. En 2 vliegtuie kom. Ek wil julle nou nie die goed, want dan lyk dit so 'n mens kom breek nou of iets. Maar terwyl ons die kinders soek wat daar weggekruip is, en dit is, hy was 2 kilometer van die Russiese grens, of ek weet nie waar presies nie, kom 2 vliegtuie aan, en hulle gooi ons. En ek sê, Here Jesus, moenie laat die pilots doodgaan nie, maar laat hierdie vliegtuie geen kind doodmaak, en laat hulle nie teruggaan nie. Die volgende oomblik, toe stort hulle neer. Ons dien 'n God, mense, van wonders. Vanaand wil jy miskien nie 'n vliegtuig afbid nie, maar jy het net melk nodig in die huis. Of daar's 'n tannie onder in die straat wat iets nodig het. Ek wil vir jou sê, hy wil voorsien. Ek het vandag gesien hoe ons in 'n raadsaal sit. En hierdie klomp wat ek weet, hulle het nie R100 op hulle naam nie. En hy man deel so koevertjies, hy wil oopmaak elkeen R1000. Daar bly 7 koevertjies oor. Almal kry, ek kry 'n koevertjie. Ek dink ek ook ietsie kry, maar ek weet nie as dit geld of wat nie, maar ek is ook, ons wil mos 'n persentjie hê. En ek kyk so, en die ou gooi die ander 7 vir my, so ek het meer as julle gekry, ek sê maar net. Maar, jy weet, my ma het net in Desember kom kuier, en omdat sy sleg gevoel het, dat sy nie bydra nie. Dat is 'n klein, dan kry die ander kinders, ek onthou hierdie laries, hierdie geel laries met die rooi bakke, en poppa kry die dogtertjies, dan kry ek 'n hempie of 'n broekie, want sy voel skuldig omdat sy nie bydra nie. Ek kry nooit een, toe besluit hulle, ek gaan net met hierdie afsluit. Ek weet nou nog nie hoekom het hierdie gebeur nie. Maar in graad 1 kry al die kinders by Kersfees toe nou groot persente. Sukkel, nee wag ek wil vir jou gee. Groot persente. In die volgende oomblik kry ek so 'n persentjie. Hy mense dit ook oopmaak. Ek weet nie wat die skoolonderwysers besluit nie. Hulle het mooi persente vir die kinders gekoop. Toe kry ek 'n mango pit wat droog gemaak is in 'n kolletjie vir 'n oogie soos 'n visie opgeteken is. Ja. Nou die film wat hulle oor my lewe wil maak, sê hulle moet begin met hierdie mango pit, maar my skoonseun wil elke keer begin huil as ek oor die mango pit. Ek weet tot vandag toe hoekom het, maar ek was die, en toe die arme mense het gesê ons is arm. Maar jy weet hoe arm is jy. Maar ek wil vanaand sê, hier's nou 'n Easter. Hy's my seun. Nee, bly jy net stil man. Maar in elk geval, ek wil hom partykeer al pak gegee het, maar vanaand wil ek vir jou sê, as ons so saam hardloop en ons red kinders uit, ek sal nooit vergeet aan een dag wat hulle so in die busse sit, en nou stap verby, en die trane loop, kinders wat gered is, mense wat uitgekom het, en jy weet jy dit saam met jou seun gedoen. Ek wil julle aanmoedig, moet nooit spog. Ek het vir my seun 'n sigaret gegee nie. Ek het vir my seun 'n drankie gegee nie. Ek kan nie sê ek het vir hom al 'n sigaret of 'n drankie gegee nie. Maar ek kan een ding vir julle sê, ek het al van hom Bybel gelees. Ons is nie perfek nie, hoor my baie mooi. Julle was nog nie in ons huis nie. Ek en my vrou stry eendag so, ons het so baartjie voor die huis, hier dien ons die Here. Ons stry nog so en ek sê man, jou pa ook man. En ek loop so uit en ek sê hier dien ons die Here. Ek sê Here, maar hier stry is ook lekker. Maar okay, so ek wil net vir jou sê, ons is nie perfek nie. Maar die Here is goed. Sluit jy af en dan gaan ons net kuier. En behalwe as jy dominee. Ja, ek wil sommer aansluit by daai. En ek wil vir julle aanmoedig, gaan asseblief op YouTube, gaan kyk hierdie storie wat gebeur het. Die eendag is ons in Oekraïne in Bakhmut gewees en ons is op pad uit en ons het 10 kinders by ons gehad en ek is nog in volle toerusting, hulle het niks omtrent aan nie
En toe ons op pad uit is, ek praat nou van veiligheidstoerusting, het hulle nie aangehad he. En ons is op pad uit, en ewe skielik, kyk ek so regs onthou ek, en ek sien so 'n paar tanks wat daar so staan, en ek dink nogal by myself, ek dink hierdie is nou 'n baie goeie target plek. En my woorde is nie koud en ek hoor, en daar's 'n groot ontploffing, direk langs ons. Die hele bus ruk. My GoPro was aan, dis ek sê, gaan kyk, Bakhmut onder Softtube, kan julle net Bakhmut Ukraine insit, dan kan julle dit sien. En die hele bus ruk, en met die wat die bus ruk, dadelik in daai splitsekonde hardloop deur jou gedagtes, hoor hierso, daar gaan casualties wees, jy moet nou help, deursoek jouself, en dan moet jy gaan moet help. Want net vroeër die week was daar 12 spanne in Bakhmut uitgeskiet. En met die wat die ontploffings ruk, toe ek kyk na die regterkant weer, toe is daar 'n groot wal, en die ontploffing is net agter die wal. Die volgende dag kom ry ons dieselfde roete in, en ek verduidelik hierdie op kamera, en ek sê, ons was gister hier gewees, en dis wat gebeur het, toe ons daar kom, toe sien ons die kruiter, en daar's geen wal nie. Nou, hoekom vertel ek dit vir jou? Wanneer jy saam met God loop, en jy is in sy weë, sal hy jou help. Hy sal jou paaie gelyk maak. Ken hom in al jou weë. Ja, ek het dit gesê. Nee, kyk, ek het 'n nuwe spreekwoord wat ek deesdae gebruik, maar julle val daarom nie onder hierdie spreekwoord he. Ek het vandag weer vir my pa gesê, ek het gesê, wisdom is chasing you, but you are faster. So ja, nee, hulle het gesnap die eerste keer, moenie waar nie. Maar wat ek vir julle wil sê is, hoor ek, ken die Here in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak. Is daar moeilike tye? Yes, daar's moeilike tye. Is daar lekker tye? Daar's baie lekker tye. Die oomblik as jy deur 'n situasie gaan, en jy weet, hoor hierso, ek weet nie hoe gaan ek uit hierdie situasie uitkom nie, ek weet nie wat se kant toe nie. Die lekker ding is, dan kan ek dink aan Petrus. Die oomblik toe hy sien Jesus kom loop op die water. Ek dink die ander het hom gedeer en gesê, hoor hierso, jy's die wille een hierso tussen ons, klim uit, loop so intoe. Hy sê ons loop. Die awesome gedeelte vir my is, hy het uitgeklim en geloop. Die oomblik toe hy sien die golwe rondom hom is woes, toe hy sy oë van God afhaal, toe begin sink hy. Toe het God nie vir hom gesê, jy wou mos jou oë van my afgehaal het, hy sink so bietjie, kom, gaan so 2 keer onder en dan sal ek jou help. Nee, dadelik het die Here sy hand uitgesteek en hom gehelp. So ek wil vandag vir jou sê, as dit voel of die golwe rondom jou is, daar's iemand met die naam Jesus. Vandag wil hy jou redder wees, hy wil jou help. Hy is jou healer, hy is jou savior, maar daar kom 'n dag, wat jy gaan eendag opdag voor die hemelpoorte, en jy gaan sê, Here, U is dan so awesome, U is hierdie genadige God, kan U my nie net hierdie keer, nog net hierdie keer deurdruk nie? En dan gaan hy vir jou sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. So kom ons maak vandag daai keuse voordat dit te laat is. Dankie. Awaken my love. As nou 'n nommer op jou skerm. Hierdie nommer SMS jy net jou e-posadres. Jy SMS net jou e-posadres. As jy wil grand wees, kan jy sê ek wil graag oor YouTube swat of ek wil dit doen of dat doen. Maar jy SMS jou e-posadres. Binne kort kry jy inligting terug. Hoe werk dit om in te skryf? Hoe werk dit om te registreer? Kan ek vir jou sê, om te registreer is nie eers R100 nie. So dit is so cheap, maar die kursus is nie cheapie. Hy's vol salwing, dit is vol vuur, vol van die Here se goed. Daar begin hy. En u is 'n student by School of Fire. Dit gaan hom lekker wees om saam met jou te kuier. Ek wil hê jy moet dit vinnig doen, moenie uitstel nie.